Welkom terug hier by die Rugby Guru en vandag het ons natuurlik weer 'n spesiale gas saam met ons hier in die ateljee, Boeta Chamberlain. Dit is nou al 'n tydjie vandat ons laas gesels het. Hoe gaan dit met jou? Ja, nee, het is nou al wat goeie jaar en 'n half later. Maar dinge loop mooi aan my kant. Ja nee, jy's is lekker om jou weer hier te hê en ja, die laaste keer wat ons gesels het jy net by die bulle aangesluit en tussen het daar baie gebeur. Kom ons gesels 'n bietjie daaroor jou rugby reis. Kom ons gaan terug daarna waar dit begin het met die bulle. Hoe kyk jy nou terug na jou tyd by die bulle vandat ek en jy laas gesels het? Ja, ek begin sommer met 'n redelike moeilike een van die begin af. Nee, soos ek altyd gesê het en soos ek nou al vir mense gesê het wat my gevra het hoekom ek weg is en soos al daai goed. Eerstens wil ek net begin om te sê hoe dankbaar ek was vir die kans wat die bulle vir my gegee het. Net om ietsie anders te experience as net toe ek by die Sharks was. Ek is van 19 af daar so gewees, so ek was gewoond aan die stelsel, ek was gewoond aan alles gewees. So dit was 'n manier net om my te kan toets as 'n rugby speler, om bietjie buite my comfort zone te gaan en by 'n nuwe klub aan te sluit. En ek meen hulle het goed gedoen toe ek al was. Toe ek weggegaan het hulle ook baie goed gedoen, nog 'n finaal gemaak. So ja, as ek terugkyk, ek dink dit het my opgeset vir baie meer kansse en geleenthede buite rugby om nuwe mense te ontmoet. En moontlik gemaak vir die kans Engeland toe ook. Ja, sê my, natuurlik voor dit was jy by die Haie gewees vir 'n baie lang tyd. Hoe was die Yes. kultuur verandering vanaf die Haie na die bulle toe gewees vir jou? Dit was eintlik so moeilikie. Ek het al my hele loopbaan teen hulle gespeel. Ek het hulle nie baie van hulle op 'n persoonlike level of 'n manier geken nie. So om nuwe mense te ontmoet, te sien wat hulle doen buite rugby. Ek dink dis wat baie mense verkeerd kry, is ons is ook maar net normale mense buite rugby. Rugby is net ons werk. So dit was my lekker geweest om nuwe mense te ontmoet, nuwe goed te doen saam met mense. Golf was nog altyd. En daar het ek golf gespeel, Pretoria golf gespeel. Maar dit was lekker geweest om net nuwe mense te ontmoet en nuwe vriendskap te bou. Ja, baie mense het dit so dat by die Haie was dit meer Engels gebaseerde ondersteuning en opset gewees en natuurlik die bulle is 'n meer Afrikaanse opset gewees. Hoe was Yes, daardie verskil gewees van Engels na Afrikaans toe? Ja, die supporters het 'n groot verskil gemaak. Soos jy gesê het, Durban is baie Engels, Pretoria is baie Afrikaans. Maar ek moet sê die spelers by die Sharks was meestal Afrikaans geweest. So dit was nie so moeilik geweest om van Durban af Pretoria te gaan nie. Natuurlik was dit bietjie moeiliker vir my vrou. Sy het groot geword in Durban, sy is Engels. So om Pretoria toe te kom waar alles Afrikaans is en so dit was vir haar nog 'n groot aanpassing geweest. Maar ja, die supporters was great geweest. Daar was nie enige probleme geweest nie. Ja, ek gaan nou vir jou 'n vraag vra wat baie mense vra, natuurlik onder Jake White. Yes. Hoe was dit? Dis die eerste vraag wat baie mense vra. Hoe was dit om onder Jake White te speel as afrigter? Kyk, hy het baie experience. Hy het alles gewen wat 'n mens kon wen. Hy het spanne gevat van nêrens af tot wenners. So om daai daai coach se experience te gehad het en wysheid. Dit het my rugby goed gedoen, net om rugby in 'n ander manier te sien en te benader. Sodat my rugby kennis baie goed gedoen. Ja. Natuurlik toe jy weg was by die Haie was daar baie omstredenheid gewees oor die nuwe spelpatroon wat John Plumtree daai tyd wou inbring. Hoe verskil hulle twee se afrigtingstyls van mekaar af? Jo, yes, like awesome. Dit is 'n moeilike een. Ja, ek meen meeste coaches het maar dieselfde uitsig op die game. Is om te druk, is om die
die spel lewendig te hou vir die ondersteuners, om vir hulle 'n game te gee wat vir hulle kan gelukkig maak en kan terugbring stadion toe. Maar ek sal sê die grootste verskil tussen die twee was seker Plumtree die hardloop rugby van Nieu-Seeland daai skill gewys probeer inbring by ons. En Jake was meer gefokus, of nie, ek sal nie gesê fokus nie, maar dit was meer gebaseer op Suid-Afrikaanse rugby, wat almal ken, is gebruik jou forward momentum te kry, gebruik jou backs om te finish. Waar Plum meer vir gehad het, Nieu-Seeland game moes ingekom het, waar dit meer gebaseer was op almal betrokke, almal kyk wat hulle kan doen. As hy net forwards en dit, backs en dit. Maar ek moet sê ook, Jake het ook goed gedoen om daai twee saam te sit, waar die backs en forwards baie goed vir mekaar gespeel het en baie gefokus het op mekaar se sterkpunte om mekaar beter te maak. Ja. Sê my, wat was die grootste les wat jy geleer het gedurende jou tydperk by die Bulle altans? Sê maar net om myself te express. Ek moes basies bietjie uit my top uit geklim het. Nuwe speler by 'n nuwe klub. Jy moet maar jou hand opsteek wanneer jy kans kry. So ek sal die grootste les wat ek geleer het was definitief om myself te wees, om net myself te express en myself weer te geniet. Ja, as jy nou terugkyk op die tyd wat jy weg is by die Haie, is jy ooit spyt dat jy weg is by die Haie, of het die Bulle vir jou 'n nuwe deur oopgemaak? Ek sal nie sê ek is spyt nie. Ek het my tyd baie geniet by die Sharks en ek is baie dankbaar vir wat hulle gedoen het. Hulle het my gevat van waar ek beseer was, basies my hele hoërskoolloopbaan, om vir my 'n kans te gee om my drome te kan uitleef. Maar ek meen, soos enige rugby speler, jy gaan maar waar die kans is. Jy kan nie net by een plek bly nie. So dis maar ja, ek het 'n kans gesien en ek het 'n kans gekry en ek het 'n kans gevat. So Ja, was daar 'n spesifieke wedstryd by die Bulle wat vir jou uitgestaan het waarin jy gespeel het? Ek sal sê dat ek my eerste 3 gedruk het teen Ulster, op Loftus. Daar was nogal spesiaal geweest vir my, net om uit te kan draf op Loftus en soos net weer met 'n smile te kan speel en myself te geniet. Het gevoel soos toe ek begin rugby speel het, daai liefde, daai vreugde van okay, ek doen nou waarvoor ek baie lief is en ek is, kan ek sê, baie gelukkig om daai kans te kan hê om te doen wat ek doen. Ja, is daar iets wat jy sou verander het as jy weer daardie tyd kon oor hê by die Bulle? Jo, beter in die Currie Cup, om die Currie Cup te kon gewen het. Ja, dit lyk my is iets wat by die Bulle ontbreek op hierdie stadium, is om daai bekers te wen. Hulle kom so ver elke keer om in die finale te kom en dan verloor hulle daar op die laaste stappie. Maar ja, jy het toe die Bulle verhuil vir die Red Bulls. Yes. En sê ons 'n bietjie hoe daardie geleentheid na vore toe gekom vir jou. Yes, eintlik maar vinnig gebeur. Ek het met my agent gesê, of my agent het my gebel eendag en gesê, luister, sal ek belangstel om Engeland toe te gaan. So ek, as die kans daar is en goed, soos dis nog iets wat ek nog altyd wou gedoen het, is om buite Suid-Afrika rugby te speel. So toe ek die kans kry, toe dink ek nog wat vinnig gebeur. Dit was 'n kwessie van 2 weke wat my agent gebel het en wat ek die kontrak aanvaar het. Yes, ja, ek kan onthou daai heel eerste onderhoud wat ons jare terug gedoen het, was een van die vrae of jy sou oor see gaan speel het, en jy het gesê definitief dit is iets wat jy wou gaan doen het. So Yes. ja, en hoe was die ervaring vir jou toe gewees daar aan die kant? Is dit wat elke speler droom dit sal wees? Ja, nee, ek sal aanbeveel vir elke liewe speler om dit te beleef. Dit is iets wat ek nie sommer in woorde kan sit nie. Net die gees, soos die liefde wat daai mense het vir rugby, om
Dit kan maar hoe koud wees of hoe nat wees. Al ondersteuners sal daar kom sit, hulle sal jou kom ondersteun. Wen of verloor, daar's mense wat as ons weggespeel het, en hulle op busse geklim om vir ons te kom ondersteun, waar ook al ons gegaan het. So die dedication wat daai ondersteuners het was nogals iets om te beleef. Ja. Hoe anders is rugby en die leefstyl dan in vergelyking met Suid-Afrika? Ja, rugby, ek sal sê dat rugby is baie harder. Ons rugby in Suid-Afrika is baie vinniger. Die leefstyl is baie dieselfde. Al wat vir ons baie makliker was is om ergens te gaan op vakansie of net gou vinnig op 'n trein te klim en dan is jy weer op 'n ander plek. So die moontlikheid om plekke te gaan sien en om net om te reis is baie gerieflik en baie maklik. Ja. Was daar enige uitdagings om by die nuwe kultuur en die span aan te pas toe jy daar aangekom het? Ja, nee, dit was die eerste 2 weke was challenging geweest. Om 'n hele nuwe play sheet te leer, calling systems, mense se name, om in te pas by hulle kultuur. Ek meen hulle doen dit al vir hoe lank. Jy's nou op 'n ou van 'n ander land af, ander provinsie, ander rugby kultuur. Jy moet inbring wat jy kan inbring, maar jy moet ook nie verander wat hulle klaar het nie. So jy moet maar aanpas by wat hulle het. Maar om daai bietjie ervaring van die URC in te bring, was hulle met oop hande aanvaar. Ja. Hoe dink jy daardie internasionale ervaring jou spel verbeter? Ek dink dit het redelik baie gedoen, veral hoe ek na die game nou kyk. Die detail wat in 'n game ingaan, die videosessies, die oefenry, klein goed wat ek sal sê ons nie so baie op fokus as Suid-Afrikaners het, omdat ons al van so jong af ouderdom rugby speel. So ja, dis maar ja, ek dink die grootste ding is maar omdat ons van so jongs af speel en so jongs af kompeteer teen mekaar. Is nogals Ja. uitdagend. Nou sê my, die nuus het gebreek en dit was heeltemal stil gehou. Wat het jou oortuig dat die Lions die regte volgende stap is vir jou? Dit was ook maar 'n snaaks en 'n vinnige storie geweest. Toe ek by Newcastle aankom, die coach wat my rondte gebring het, hy was die eerste, ek dink week of 2, was hy gefire geweest. So ek het geweet dit gaan nogals challenging wees. En ek moet sê om buite Suid-Afrika rugby te speel. Jy dink jy's reg daarvoor en jy dink jy kan soos cope met al daai goed. 11 maande weg van die huis af, jy sien nie familie nie, jy sien nie vriende nie. Jy mis troues, jy mis verjaarsdae, jy mis al daai belangrike goed wat jy groot geword het mee. En uit te sien na troues van jou beste vriende van laerskool af of familielede. Dit maak dit nogals moeilik. Maar Lions het nog altyd vir my 'n tipe rugby gespeel wat ek baie geniet het om te sien. En hoe hulle saam staan en soos nou ook met die oefenry en goed, hoe hulle mekaar back en hoe hard ons nou saam oefen. En daar's nie egos hier, daar's nie iemand wat dink hy's beter as iemand anders nie. Almal steek 'n hand uit om te help. Almal wil beter raak. So is lekker om deel te wees van so iets waar ons mekaar so druk, maar vir die goeie redes. Ja, so was die eerste paar weke daar in Johannesburg vir jou gewees. Ek weet jy was voorheen in Pretoria, so regtig 'n skok van die skuif van Johannesburg af of na Johannesburg toe nie. Nee, ek moet sê, die eerste 2 weke se oefenry was iets om gewoon te raak aan. Die lugdruk het my laat suffer. Ek het 'n paar keer gedink soos, joh, as ek myself ingelaat het. Waar ek baie blind was, dat ek net soos wat om my gesien het en ek dink ek kan nie nou meer nie, soos. Maar
hoe meer mens oefen, hoe beter, hoe makliker raak jy met die omstandighede en alles. So dat meer mense doen, hoe beter raak jy. Ja. Die Leeu's het natuurlik baie jong talent. Hoe voel dit om deel te wees van daardie projek? Ja, nee, dis lekker om te sien hoe die Lions hulle youngsters back deur stelsel bring. En ek moet sê die youngsters wat deurkom, soos hulle is nog steeds bereid om te leer. Hulle is nie daar net om okay, ja, ek is nou hierso en ek het dit nou gemaak nie. Hulle wil nog steeds leer en hulle vra nog steeds vrae en mens kan sien hulle sit die ure in wat niemand sien nie. So die harde werk word gedoen wat baie min mense eintlik sien. Ja. Sê my, wat is jou persoonlike doelwitte vir hierdie seisoen spesifiek? Net om in te pas waar hulle nou is. Die ouens beter te maak om myself te verbeter in elke aspek om soveel as moontlik te kan leer. En net buitelas waar ek kan bylas. Ek wil 'n impak los. Ek dink ek het al my doelwitte bereik of my hoogtepunte bereik wat ek weet ek kan bereik nie. So is maar net vir my om net myself weer te vind, myself daar uit te sit en 'n kans te staan om verder te gaan van hier af. Ja. As ek nou terugdink, ons het ons eerste onderhoud gedoen, ek dink jy was 21 gewees. So ek dink dit was omtrent so 6 jaar se verloop oor die tydperk. Wat sal jy sê het verander van jou spelpyl van destyds toe jy begin het as 'n jong speler by die Haie tot waar jy nou is? Die liefde is nog steeds daar, die harde werk is nog steeds daar. Ek dink ietsie wat ek dalk verloor het was die vryheid om te kan speel tot my sterkpunte en te kan speel tot my vermoë. Ek meen hoe ouer jy raak en hoe meer jy jouself daar uitsit, hoe meer druk sit jy op jouself. En dis iets wat ek nou afgeleer het, of nie afgeleer het, maar gewerk het aan met my mentors. Hoe om daai druksituasies of daai omstandighede om te sit in positiewe energie. Ek dink dis iets waarmee ek 'n lang tyd gesukkel het is om my step up te kan maak, as ek dit so kan sê. Om nie nou nodige druk op myself te sit nie. So ek sal sê van daar af tot nou toe is om weer net daai vryheid te vind en daai liefde te vind. Ja, jy's natuurlik jou eerste keuseposisie is losskakel, maar jy word ook as 'n heel agter gebruik. Watse posisie gaan jy probeer om jou eie te maak by die Leeu's? Gaan jy as 'n veelsidige speler of gaan jy konsentreer op die losskakelposisie? Ek gaan waar hulle my wil hê. Ek is losskakel is my gunsteling. Ek geniet 15 net so baie. Maar ek is hier so om my span te dien. Ek is hier om myself te dien nie. So waar ook al die span my nodig het daai dag of daai week of wat ook al, dis waar ek sal inpas. Ja, is baie interessant, want ek vat dit nou maar so, as jy gefokus is op een posisie en jy weet jy presteer beter in daardie posisie, is dit nie soms frustrerend as jy rondbeweeg word? Ek weet jy was baie by die bulle gebruik op heel agter, baie min op losskakel eintlik in vergelyking as heel agter. Sal jy verkies om net een posisie te speel of sal jy albei wil doen? Nee, ek sal albei wil doen. 10 en 15 vir my is baie dieselfde. 10 het 'n bietjie minder tyd as 15. 15 die baie meer vryheid. Jy kan die game op 'n ander manier lees as op 10. Maar soos ek gesê het, soos as hulle vir my nodig het op vleuel die dag of wat ook al, ek is bereid om myself uit te sit en te kan wys dat ek hier is om die span te dien. Want op die einde van die dag, ek is maar net so goed soos die span. En as die span goed doen, doen ek goed. As ek goed doen, doen die span goed. So ek is maar net daar so om die span te dien soveel as ek kan. Ja, jy's nou 27 en is nog relatief jonk in terme van 'n losskakel of 'n heel agterposisie. So is die Springbok trui steeds een van jou groot doelwitte? Ja, nee. Daai droom sal by my bly tot die dag ek my boots ophang. Enige
laaitie van 7, 8, 9 as jy in die 18 jaar speel. Jy droom van 'n groen trui aantrek. Jy sien uit vir Saterdag, voor die TV sit en die Springbokke ondersteun. En ewen nou nog as ek die Springbok gaan kyk, dis vir my soos ek voel soos 'n klein seentjie as ek aan die stand sit. Ek het nou 'n paar saam met die ouens gespeel, maar baie van hulle is nog steeds my helde. Ja. Ja, definitief. En die feit dat Rassie Erasmus aanbly tot 2031 ten minste nog, daai veelsidigheid van loskakel en julle agter is natuurlik tot voordeel van jou, want ons almal weet Rassie hou van veelsidige agterspelers. So, wat dink jy moet jy nog doen om weer daardie deur oop te skop vir jou persoonlik? Persoonlik, ek moet net bly hard werk. Dat help jy het 'n droom en jy werk hard vir daai droom nie. As die tyd reg is, sal die tyd kom. Alles is in die Here se hande. Die Here sal daai deur oopmaak wanneer hy voel is reg. As hy nie die deur oopmaak of as daai deur nie oopgaan nie, weet ek dit was nie vir my bedoeling. Maar ek weet die Here het 'n groot plan. Hy het 'n plan met my, so alles wat ek doen, los ek in sy hande en wat gebeur, moet gebeur. Ja, ons weet natuurlik ook dat Rassie nie altyd die beste spelers kies nie. Ons het dit nou al gesien. Ek vat dit nou maar op my persoonlike opinie, Evan Roos wat nog hard moet werk om daardie deur oop te skop om 'n Springbok te bly. So hoe hanteer julle kompetisie vir 'n posisie, jy weet, jy mag dalk noodwendig die beste loskakel in die span wees, maar hulle verkies jou op julle agter. So hoe werk daardie kompetisie vir jou? Ek dink kompetisie is goed onder twee ouens wat dieselfde posisie speel. Ek dink dit maak albei beter, want jy druk vir hom, hy druk vir jou. As hy boeie speel, jy druk om sy posisie te vat, hy druk om sy posisie te hou. Maar ek moet sê, waar ek al was, elke keer as ek 10 of 15 speel, die ouens bo my, was nog nooit soos maar uitgeskyf een kant toe om te sê, luister, ek gaan nie beter, help om beter te raak of ietsie. Almal was nog altyd soos, okay, soos, ek weet wat ek moet doen, hy weet wat hy moet doen, maar kom ons maak hom ook mekaar beter. En hoe beter ons vir mekaar druk, hoe beter raak ons albei, en hoe beter kan ons daai uitvoer vir die span weer. Ja, baie jong ouens het daai persepsie dat hulle moet die beste wees en dit is net hulle en nie altyd die span nie. Hoe belangrik is dit om as 'n span saam te speel? Nou, rugby is 'n spansport. Jy kan nie een goeie ou hê wat net vir homself speel nie. Dit gaan oor die 23 ouens wat die trui aantrek, maar ook die ouens wat die hele week saam geoefen het. Jy is daar so om jouself beter te maak, maar die span ook voor te berei en beter te maak vir wie ook hulle speel. As daai hongerte en daai hongerte en die determination tussen die spelers beter raak en sterker raak, kan dit 'n span net vorentoe vat. Ja, nee, definitief. Nou ja, Boeta, kom ons gaan gou 'n bietjie weg van rugby af. Hoe lyk 'n gewone dag vir jou wanneer jy nie rugby speel nie? Dinge het baie verander van 'n jong man na ouer weergawe toe. Hoe het jou lewe buite rugby ook verander? Ja, afgelope, ek sal sê 4 of 5 jaar het baie goed gebeur. Baie goed wat mense nie van weet nie, baie moeilike tye, maar ook goeie tye. Getroud in 2 jaar terug. En dan ook soos ons hond wat ons het, bring ook baie soos vreugde, liefde, net daai ekstra bietjie energie in die huis. Maar afdaar, ja, ek sal ek op 'n golfbaan spandeer, soveel as wat ek kan. Ek geniet my golf, ek geniet om coffeeshops te ry saam met my vrou, om die hond uit te vat, net vir soos 'n stap, net om buite die huis te wees en net bietjie af te skakel van rugby af.
Ja. Jy was natuurlik 'n baie goeie cricketspeler ook gewees. Speel jy nog so nou en dan 'n bietjie cricket ook of nie regtig Nee, nie? nee, ek het die laaste keer wat ek 'n cricketbat opgetel het, was seker matriek. Ek was 18 jaar oud gewees. Ja. Maar ek moet sê ons het by die Sharks so nou en dan in die topkamer het ons bietjie cricket gespeel. So daai liefde vir cricket is nog altyd daar so. So as ek die kans kry om cricket te kyk, sal ek dit kyk. Ja. As ek in 'n sportswinkel inloop of in enige winkel inloop, ek moet 'n cricketbat optel, dan te voel hoe hy voel en kyk hoe hy lyk en soos daai liefde sal nooit weg nie. Ja, golf is seker maar nou die maklikste fase om aan te beweeg van cricket af na 'n sport wat 'n steel aanbetref. So Ja, ek sal nie sê maklik nie, definitief nie maklik nie. uh Daai nee, game kan ek glad mens kwaad maak. O, nee. yes. Ja, sê my Boeta, wie is jy as jy weg is van die rugbyveld af? Jo, ek is maar nog altyd net 'n rustige persoon. Ek hou van om vier rand te steek, te braai. Tyd by die huis te spandeer. Om my vriende ergens te kry, net om 'n bier te drink of net te gesels en net om af te sluit en af te skakel. Ek meen buite die rugbyveld as ek maar net nog 'n mens. So rugby is soos ek net vroeër gesê het, is my werk. Ek probeer om my werk by die werk te los. Sodat ek by die huis kom dat ek al my tyd saam met my vrou kan spandeer. Die nodige goed te doen rondom die huis wat ek vir haar kan help. So ek probeer maar net om normale mense by die huis te wees. Ja. Hoe belangrik is familie vir jou in jou rugbyloopbaan? Yes. Ek dink dit daar's 'n sterker support system as familie nie. Hulle wil hê jy moet goed doen. Hulle ondersteun jou maak nie saak wat nie. Hulle is altyd daar so as jy moet gesels oor iets. Ek weet ek en my pa doen dit al vanaf ons, vanaf ek dink 7 of 8 jaar oud was. Na elke liewe game, dan sal ons sit gesels oor die game. Nou as ek klaar gespeel het, sal ek hom bel na 'n game. Video call of wat ook al. As ons 'n bier opmaak en dan sal ons seker vir so 'n goeie 15-20 minute net gesit en gesels oor die game. Dis fantasties. Ek wens baie ander mense kan ook sulke verhoudings hê met hulle familie, jy weet. Ja. Ja. Nou gaan ons oor na so 'n paar vinnige vrae toe. Yes. Aangesien jy nou al by 'n hele paar stadiums gespeel het, wat sal jy beskou as die beste stadium waarin jy gespeel het al? Toulouse. En hoekom? Net die skare. Ek meen ons aan die bus uit geklim het. As ons so tussen 5 en 10,000 mense wat vir 'n tonnel maak van die bus af tot in die stadion. Klap vir jou hande as jy uit in die bus uitklim en soos net die passie wat hulle het dis iets om te beleef. Moeilikste opponent wat jy al teen gespeel het? Yes, like it. Moeilikste opponent. Span of individu? Individu. Moeilikste, ek sal sê tussen Marcus Smith en nou moet ek mooi dink. Super rugby. Jody Barrett is 'n bietjie maklikie. Adi Savia. Ja, Owen Farrell. Was 'n klomp. Moeilike kaland Owen Farrell, nee. Yes, like it, ja. Johnny Sexton is een van hulle ook. Hy's ja. Dan jou hardste spanmaat of jou beste spanmaat waarmee jy al saam gespeel het? Yes, like it. Hardste is, ek meen Naki Mafi wat nou by Newcastle Red Bull was, hy ding is kliphard. Ek moet sê hy is seker een van die ouens wat die hardste soos in 'n game is. Saam wie ek al gespeel het teen is teen Loa Mape. Toe ek maar Hurricanes debuut gemaak het.
Sjoe, ja nee, Dis nie maklik nie. hy was kliphard geweest daai ou. Ja, dis nie maklik nie. Dan die vinnigste speler saam met wie jy al ooit gespeel het. Yes, ek was 'n klomp. Grant Williams, een van hulle. Kurtley Armse, Mapimpi, Christian Wade, Zakir. Wie is daar nog? Sabu, hy was net so vinnig geweest. Cohen. Ja, dit klop. Maar die vinnigste wat ek sal seker sê is Grant Williams. Ja, baie onderskat sy spoed wat hy het. Yes, nee, dis belaglik. Ja. Dan die beste skopper wat jy al ooit gesien het. Wat ek al teen gespeel het. Jy kon al teen hom gespeel het, of wat jy beskou as die beste skopper ooit. Beste skopper ooit, juslik het. Yes, I like it. Ek het groot geword wat met Dan Carter, Johnny Wilkinson, Morgenstein. Of kom ek maak dit vir jou makliker, die huidige beste skopper in die wêreld. Die huidige, ek sal sê, is Polly, Andre. Alright. Dan gunsteling cheat meal. Gunsteling cheat meal. Ja, ek love a Burger King of sushi. Alright. Dan koffie of energiedrank. Nee, koffie, definitief. Alright, en dan in jou besige leefstyl van vandag, speel jy nog Xbox of PlayStation? Ek speel PlayStation, Call of Duty. Alright, en as jy nie rugby gespeel het nie, wat sou jy gedoen het? Cricket gespeel het. Ek het nogal gedink jy gaan dit sê. Dat is maklik, ja. So ja, nee, dit is al die vinnige vrae. Voordat ons afsluit, Boeta, ek vra altyd maar vir almal wat ek nie 'n onderhoud doen, watter boodskap het jy vir 'n jong rugby speler wat nog sy pad vorentoe moet vind? As jy 'n droom het, glo in jou eie, glo in daai droom so hard en soveel as jy kan. Niks is onmoontlik nie. As jy daaraan glo en jy sit die harde werk in, is enigiets moontlik. Nooit dink jy is groter as die sport self nie. Vra doen jou werk wat vir en niemand kan sien nie. En as jy sukkel met iets, vra. As jy sukkel met goed van rugby af, praat met mense daaroor. Moet dit nie probeer inhou nie. Dit gaan jy maar net opeet op die einde van die dag. Alright. En dan 'n laaste boodskap vir al die Lions ondersteuners, wat kan hulle van Boeta Chamberlain verwag vir nou en vir die toekoms? Vir nou en die toekoms, daai jong loskakel wat niemand aan geglo het nie, wat homself geback het en rugby gespeel het omdat dit geniet. So jy gaan my sien met 'n smile en net sien ek gee alles en ek los alles op die veld. Asai, baie dankie Boeta, en baie dankie vir almal wat ingeskakel het om saam te luister na die onderhoud. Boeta, ek wens jou alles van die beste af toe, en soos in die verlede, volg ek jou loopbaan met 'n valkoog. Dis 'n groot aanhanger. Ja, En baie dankie. ek glo jy is 'n baie onderskatte loskakel en selfs heel agter, so alles van die beste, en ek dink die leeu sal die beste uit jou uitbring.